Suid-Afrikaanse televisie het onlangs 'n ontploffing van opwindende nuwe reekse gehad. Hannes het gaan inloer agter die skerms van 'n splinternuwe skreeusnaakse reeks wat binnekort op Kyknet begin draai. Dis rugby, Dis motors. dis rugby motors. Rugby motors. Dis nie rugby soos wat julle ken nie, maar rugby die woonbuurt in Kaapstad. Dis die deel waar goeie, gewone mense bly. Mense wat nog omgee vir hulle bure, wat suiker gaan leen en geselsies maak. Wat die motors aanbetref, dis 'n ander saak. Iewers het almal 'n oom of 'n neef wat weet om 'n ou kar weer te laat loop. So sit rugby en motors saam en wat kry jy? Komedie, humor en baie lag. Die nuwe reeks wat vir Kyknet vervaardig word, gaan oor 'n motorwerktuigkundige in Kaapstad en die snaakse gebeure wat elke dag in sy werkswinkel plaasvind. En dit bevat situasies wat ons maar al te goed ken. Die naam Rugby Motors. Waar kom dit vandaan? Vir my is die naam rugby vir 'n woonbuurt so oulik, is my so snaaks. Ons moes dit in die titel sit. En jy weet, situasiekomedie, dit gaan altyd oor die plek. Of ten minste dit alles draai om die stel. Ja. En hierdie plek is 'n huis, dis 'n winkel, dis 'n werkswinkel en David se karakter is 'n tipe van ou wat nie twee keer sal dink om sy besigheid rugby motors te noem nie. Jy weet, ten spyte van hoe confusing dit miskien gewees so. Lou en jou karakternaam is ook Loukie. Loukie. En hy's 'n bietjie stadig. Ja. Hy's 'n bietjie stadig. Is dit 'n goeie ding of 'n slegte ding? Goeie. Ja, ek het maar vir myself 'n ou geskryf wat baie min woorde het. En wat kan foute maak, want dan hoef ek amper nie toneel te speel. Ja, so dit kom dit van self. Ja. Een van die hoofspelers in die reeks is David Isaacs van Joe Barber Farm. En een van die goed wat die reeks ekstra oomf gee, is sy verhouding met sy ma, Auntie Granny, gespeel deur Charlene Sophie Richards. Charlene Sophie Richards is vir my een van die grootste plesier om saam met haar te werk. Ek wil al my loopbaan al saam met haar gewerk het. Dit is 'n groot joy. Ons het regtig mekaar gevind en die relationship tussen ons ma en seun het ons baie gou gekry. Ek het twee seuns wat ek spesifiek onthou wat by seuns gespeel het. Wat ek Billietjie noem, maar se Billietjie. Dit was Kevin Smith. En nou David Isaacs, hy is my Billietjie. Maar Jit Hendrikse is sy vragtig weer hier. Laat ek dan nie. Jou mami moes vir jou meer rondgeklap het, ek sweer. Daar's nie einde in Charlene nie. Nou is dit weer Auntie Granny. Ja, Auntie Granny for short. My naam is Granelda Cloetie en ek speel vir haar verby Kaaps. So. Vertel ons meer van jou karakter. Auntie Granny en haar seun bly hier. Haar man het eendag net gesigarette en brood koop. Nooit weer teruggekom nie. David is haar seun en die workshop hier agter Rugby Motors behoort aan David. Ek maak dalchies en samosas en koesies al langes. En ek het 'n winkeltjie, 'n spaza shop hier in die kombuis wat ek nou besigheid mee doen hier in rugby se mense, jy weet. En ons sit nou hier in jou kombuis. Dis nou my kombuis. As jy daai hoekie kyk, Mr. Camera, jy net kan op daai is Lady, sy's 'n Lady Di fan. Ja. Sy freak oor Lady Di. En sy en die neighbor Leslie wat deur Michelle gespeel word, bly aan mekaar oor koeklifters en sulke goed wat sê, ag, weet jy ons beklei by, hè? En nou? Ek het vir haar my Princess Di kyk-lift geleen. Sy het dit nooit teruggegee nie. So dis altyd 'n issue tussen ons, maar eintlik is ons baie lief vir mekaar. Wat net by my kom bedel as jy weer brandy pudding botter soek nie, hoor? Lekker. Mooi. Fyn. Het jy 'n sê gehad in jou kleredrag vir Leslie ook? Ja, ek het saam met Laura gewerk. Ons het besluit nou wie is Leslie. Dit is nog moeilik, weet jy, want mense moet al hierdie besluite neem voordat jy begin werk en ek was nog nie seker van haar nie want sy is 'n tannie, maar sy ry 'n bike. I mean, hallo. So sy's 'n bietjie van 'n ex-biker chick, weet, maar sy's ook 'n tannie en ek dink ons het dit reg gekry. Jou karakter is 'n busybody. Verskriklik, so nuuskierig en sy weet altyd, weet, sy loer so oor die muur maar sy moan altyd oor alles, maar sy wil ook nie uitgelos wees, jy weet, sy wil altyd daar wees waar die aksie is en daar's altyd interessante goed wat hier aangaan, maar hy raas verskriklik. Waar het jy
middag so 2:30, tussen 2:30 en 4:00. Maar Auntie Granny, hoekom is ek nou skielik onder verhoor? Abdurrah, want jy speel die rol van Whitey. Is hy 'n skelm? Hy is nie 'n skelm nie. Ek sal nie sê hy is 'n skelm nie. Maar as hy 'n ekstra randjie of 2 uit jou kan kry vir al sy huurders, jy weet, dit is nou nie die enigste plek eiendom wat hy aan mense huur nie, dan gaan hy so maak, ja, beslis. Soos almal weet, werk komediereekse soos Vetkoek Paleis en Molly en Wors. Is hierdie baie dieselfde? Ek dink waar hierdie ding bietjie anders is dit is 'n situasie komedie, maar hy lyk soos 'n dokumentêr of hy lyk 'n bietjie soos drama. Dit is nogal 'n moeilike styl, ook omdat dit 'n mockumentary is en jy moet baie bewus wees van die kameras. Jy weet, soms moet jy so half bietjie met die kamera ook speel en nie die akteurs nie. So dis 'n uitdaging, ja, maar dit is lekker. Geniet dit. Maar wat van gister? My karakter se naam is Okanita en sy is die administratiewe powerhouse van Rugby Motors, maar sy doen eintlik niks. Ons sien dan sy werk nooit. Sy is baie goed sy pretend baie. As jy lus is vir 'n nuwe soort komedie met van ons land se snaakste mense in die rolverdeling, beter jy nie Rugby Motors misloop nie. En wie weet, miskien leer jy nog om 'n vlerk op te sit of 'n kar te drop. Daar's iets aan vir almal.